Die woord intimiteit het in ons alledaagse taalgebruik die konnotasie gekry van romantiese intimiteit of nog meer spesifiek seksuele intimiteit. Maar as ons kyk na die herkoms van die Latynse woord intimus, besef ons dat dit 'n veel wyeer konnotasie inderdaad het, baie meer betekenismoontlikhede. Die betekenis van intimiteit verwys na die binneste van 'n mens, die diepste deel van ons menswees, die mees innerlike. En met eens word dit dan duidelik dat wanneer ons praat van intimiteit, ons eintlik 'n baie breër veld in gedagte het as romantiese intimiteit. Intimiteit kan beskryf word as die vermoë om jouself eerlik en kwesbaar aan iemand anders bekend te stel, terwyl daar veiligheid, vertroue en wederkerigheid in die verhouding bestaan. Kom ons praat dan oor selfopenbaring, die eerlikheid en die kwesbaarheid waarmee ons in 'n verhouding tree. Dit gaan daaroor om jou ware self, sonder maskers, aan iemand anders te openbaar, geestelik, emosioneel en liggaamlik. Dit bring natuurlik vir ons 'n hoë risiko tot gevolg, want dit is juis in daardie verhoudings wat ons so ontsaglik seer kan kry. Wanneer ons onsself oopstel vir daardie persoon, en hulle tree nie in goedertrou op nie, is dit juis ons seer kry, waar jy verwag het jy die veiligste sou wees, waar die teleurstelling kom. Die statistiek oor gesinsgeweld, geslagsgeweld, is nie vleiende leefstof nie. En dit bring ons dan by die volgende kenmerk van intimiteit: emosionele en fisiese veiligheid en vertroue. Dit gaan oor die vertroue wat ek het dat die persoon met wie ek in 'n verhouding staan ook my beste belange op die hart dra. Ja, daar's tye wat ons selfopofferende liefde aan 'n ander betoon. Maar dit is altyd tydelik. Dis nie 'n lewenslange lyding nie. Christelike selfopoffering beteken vir 'n tyd in my lewe, wanneer ek saam met iemand deur 'n moeilike tyd gaan, maak ek opofferings, maar ek gee nie myself prys nie my beginsels, my norme of my waardes nie. Dit gaan daaroor om die spreekwoordelike 7 sakke sout saam op te eet. Om mekaar lief te hê, gaan daaroor dat ek 'n belofte maak om met God se hulp daardie persoon te beskerm, te versorg en by te staan. En ook om aan daardie persoon geborgenheid te bied en mekaar geestelik te versorg. Dis wat ons in elk geval in die huweliksbelofte teenoor mekaar beloof. En dan wederkerigheid. Wederkerigheid gaan eintlik oor die dans van die verhouding. Dat beide persone hulle harte teenoor mekaar oopmaak en dat beide mense bereid is om geestelik, emosioneel en fisies die skanse te laat val en jouself aan 'n ander persoon toe te vertrou. Deur die jare het ek 'n pad gestap met honderde paartjies en ook uit alle omstandighede, die beste van omstandighede en die moeilikste van omstandighede. En gewoonlik wanneer twee mense my kom sien, beteken dit dat hulle die einde van die pad bereik het soos wat hulle dit kan verduur of soos wat hulle dit kan onderhandel of hulle tot die einde gekom van die wysheid of die oplossings wat hulle self na toe kan kom om uiteindelik hulle verhouding weer op 'n goeie pad te kan kry. Wanneer 'n paartjie na my toe kom, is een van die eerste dinge wat my opval, is hoe ons een dimensie van ons verhoudings baie dikwels so interpreteer dat dit al die ander dimensies, ek wil sê, kontamineer. Met ander woorde, ons is kwaliek bewus daarvan as ons in 'n verhouding staan, dat daar verskillende dimensies van 'n verhouding is wat skeef kan loop. Kom ek noem een moontlikheid. 'n Paartjie sit vas oor finansies. Maar in daardie oomblikke is dit so erg in daardie risie dat hulle eintlik vergeet dat hulle 'n baie goeie emosionele intimiteit in die verhouding het. Of dat hulle saam droom oor 'n toekoms in baie ander aspekte van hulle lewe. Of 'n baie goeie romantiese verhouding en 'n vervullende verhouding het. Maar hierdie een aspek is eintlik soos 'n druppel ink in 'n glas water wat die hele glas water kleur. Dit bring my by vandag se fokus, naamlik meerdere lense
op wat intimiteit behels in 'n verhouding. Ek het dit by Daniel Louw geleer, die filosoof en teoloog van Stellenbosch. En Daniel Louw sê dat daar verskillende soorte intimiteit in verhoudings is. Emosionele intimiteit, intellektuele intimiteit, estetiese intimiteit, kreatiewe intimiteit, beroepsintimiteit, ontspanningsintimiteit, krisisintimiteit, konflikintimiteit, seksuele intimiteit, ek hou meer van die meer inklusiewe woord romantiese intimiteit, en dan godsdienstige intimiteit. Wat ek dan gewoonlik doen is om vir 'n paartjie te vra, dat hulle elkeen van hierdie aspekte van intimiteit oor sal nadink. En ek gee vir hulle 'n uitdruk wat al hierdie verskillende soorte intimiteit aan die linkerkant van die bladsy aantoon, en dan moet hulle eie huwelik evalueer, maar hulle doen dit apart van mekaar. Om dan op 'n skaal van 1 tot 10, waar 1 regtig nie lekker is nie, en 10 ons is in ekstase, eintlik dan skryf wat hulle ervaring is van mekaar. Nou onthou, dis nie 'n eksakte wetenskap nie. Dis 'n aanvoeling. En 'n mens mag ook dit verskillend invul op grond van watter plek jy in jou huwelik is. Gister het dit dalk beter gegaan en jy sou, kom ons sê, oor emosionele intimiteit 'n bietjie hoër 'n merk gemaak het, maar vandag gaan dit sleg en nou merk jy dit bietjie meer negatief. Maar hoe dit ook al sê, dit gee vir paartjies meer om oor te praat en 'n gevoel dat hulle 'n greep kry op die verskillende dimensies van intimiteit. Nou onthou nou wat ons sê oor intimiteit, dat dit hierdie omvattende gedeelte is van ons geestelike, emosionele en liggaamlike lewe. En soos wat hulle dan deur hierdie dimensies praat, kan hulle met mekaar deel hoekom hulle dit so ervaar en wat hulle diepste behoefte is, wat elkeen van hierdie fasette van intimiteit behels. Kom ons praat vandag oor elkeen van hierdie fasette. Emosionele intimiteit. En ek wil jou uitnooi om met jou lewensmaat te gaan sit en saam hieroor te praat. En miskien kan jy 'n merk maak op 'n bladsy en sê op 'n skaal van 1 tot 10, hoe vaar ons in ons verhouding oor hierdie aspekte van ons huwelik? Emosionele intimiteit. Dit gaan daaroor hoe emosioneel gekonnekteer 'n paartjie is. Met ander woorde, verstaan ons mekaar se emosies? Is ons oop om na mekaar te luister met begrip, medelee, sorg en omgee sonder veroordeling? Leef ons simbioties, so vervleg of gedifferensieerd en sê jy mag op 'n ander plek emosioneel wees as ek. Help my om jou wêreld te verstaan. Wanneer iemand 'n afdag het, kom ek nie dadelik met groet en sê ag, wat's nou weer fout nie, of vir wie is jy nou weer kwaad nie. Want wanneer ons kyk na die bandwydte van emosies, dan is dit oneindig breed en iemand mag teleurgesteld wees of verlang, afwees. Daar's soveel emosies in 'n mens se lewe en dis die vermoë om iemand anders se emosies te interpreteer, maar om ook dit te verstaan, dat die persoon veilig by jou voel. Dis wanneer mense voel, jy voel vir my soos 'n huis. Die volgende is intellektuele intimiteit. Nou, intellektuele intimiteit gaan nie oor jou IQ of hoe intelligent jy is noodwendig nie. Dit gaan oor waarin is jy geïnteresseerd. Om met iemand te kan praat oor dit wat interessant is. Dis eintlik vir my die vriendskapsdimensie van 'n verhouding. Nou, party paartjies het dieselfde belangstellings in motorfietsse, in sport of in kuns. Ja, ek dink dit maak dit makliker om met mekaar daaroor te praat. Maar mens hoef nie noodwendig nie. Jy mag dalk nie 'n jagter wees nie en jou man is 'n jagter. Maar om tog op 'n manier saam te gesels oor wat hulle interesseer en wat interessant is. Dis daardie belangstelling in mekaar se lewe. En dis om oor temas te praat, of dit nou die politiek van die dag is, of dit die weer is, 'n mooi kunswerk, of 'n boek, of wat ook al. Dit gaan daaroor om met mekaar as vriende te kan saamkuier. Die volgende is estetiese intimiteit. Dit is om die mooi van die lewe raak te sien. 'n Mooi landskap of 'n sonsondergang. 'n Mooi boek wat jy gelees het, of 'n insiggewende boek, 'n film, musiek, 'n verhoogstuk, 'n vertoning. Enige iets in die lewe wat eintlik ons harte vul met poësie, met skoonheid en vervulling. Dis daardie diep dimensie van 'n mens se lewe vir waardering vir oomblikke, skoonheid, mooiheid, waardering. Die volgende is kreatiewe intimiteit.
En dis die vermoë van 'n paartjie om saam te kan droom. Dis eintlik die toekomsdimensie van 'n verhouding. Om saam te kan droom. Soms is dit kort drome. Ons wil vandag dit en dit gedoen kry, of hierdie naweek wil ons dit of dat doen. Maar het gaan ook oor lang drome. Waar sou ons eendag wil bly? 'n Huis wat ons saam wil koop, of 'n bouprojek aanpak, wat dit ook al mag wees. Op vakansie gaan, saam met die kinders, as jy kinders in die verhouding het, saam 'n vakansie of 'n naweek weg te beplan. Dit sluit die toekoms oop, maar tegelykertyd sluit dit eintlik aan by die vermoë van ons om in die oomblik te weet dat môre mooi kan wees en dies meer. Beroepsintimiteit. Om met mekaar die belangrikste gebeure in jou dag te kan deel. Jou vreugdes, jou frustrasies, miskien is dit jou loopbaandrome, 'n bevordering wat jy in die oog hou, wat dit ook al mag wees. Dit gaan wesenlik daaroor dat 'n mens die beroep van die ander persoon en die uitdagings daarvan verstaan en die impak wat dit op hulle het. En om daaroor te kan praat en aan die een kant miskien te kan afblaas na 'n moeilike dag, maar aan die ander kant te kan deel wat interessant gebeur het en dies meer. Die volgende is ontspanningsintimiteit. Nou, jy sal hoor, baie van hierdie intimiteite sluit eintlik by ander aan, want dis ook die geleentheid waar ons kan werk aan ons emosionele intimiteit, ons intellektuele intimiteit. Dit sluit eintlik ook aan by estetiese intimiteit. So wanneer ons ook al ontspan, dan gaan dit daaroor dat ons buite die normale ritme van verantwoordelikheid eintlik in ons kind-ego staat gaan. Om te kan speel, te kan lag, te kan grappies maak, om te ontspan, om tot rus te kan kom. Dat niks anders my gedagtes nou in beslag neem, is dat ek hier teenwoordig is en doen wat lekker is nie. Ons het tye nodig wat ons alleen ontspan. Ek het byvoorbeeld die behoefte om soms op my eie te wees en in die bos te gaan stap of wat ook al. Maar dis daarom lekker om dit saam met jou hartsmense te doen, om te ontspan en net die lewe saam met hulle te geniet. Krisisintimiteit. Hoe hanteer 'n paartjie 'n krisis wat op hulle lewenspad kom? En as ek verwys na krisis, dan is dit anders as konflik. 'n Krisis is gewoonlik 'n eksterne gebeurtenis op ons lewenspad. Dit kan trauma wees, die dood van 'n geliefde. Dit kan wees dat ons gekonfronteer word met moeilike temas. Dit kan wees dat mense by ons kom intrek, 'n ma, 'n skoonma of iemand wat verswak het. En baie keer bring dit konflik in die verhouding. Maar hoe hanteer ons daardie konflik? Het mag wees dat ons kind deur 'n moeilike tyd gaan. Maar daardie krisis vra van ons om 'n vlak van volwassenheid te hê, waarin ons nuwe strategieë bedink en dit as 'n span saam aan te pak, mekaar nie te begin verwyd en mekaar in die proses te verloor nie. Dit verg nogal ook 'n mate of 'n groot mate van geloof om so 'n krisis te oorwin, om saam te kan kniel en te vra, Here, help ons deur hierdie krisis waardeur ons gaan. 'n Krisis verwys dus na 'n skielike en gewoonlik 'n eenmalige ingrypende oomblik in ons lewe, gewoonlik ekstern. Konflik-intimiteit gaan oor ons vermoë om die risies en die meningsverskille tussen ons te kan verwerk. Konflik-intimiteit gaan veral daaroor om dit reg te kry dat wanneer ook al daar 'n rede is om met mekaar in konflik te tree, dat ons dit kan oplos. Dat dit nie dieselfde jakkalsies is wat dieselfde wingerd verwoes nie. Soos oor en oor en oor, beklei ons oor dieselfde dinge. Dis die vermoë om deur konflik heen nader aan mekaar te groei. En ek wil weer die woord gebruik, om gedifferensieerd te leef en te sê, help my om te verstaan wat in jou wêreld gebeur, wanneer ons hierdie twispunt het. John Gottman het my geleer dat tot soveel as 70% van die redes vir konflik is onoplosbaar. Dis voorkeure wat ons het of temperamentsverskille. Dit mag dalk slegte gewoontes is wat iemand nie afleer nie. Hoe hanteer ons daardie onoplosbare verskille? Kom ons sê, soos in persoonlikheid. Ek kan nie my persoonlikheid verander nie, en jy ook nie joune nie. Maar Richard Niebuhr se gebed help my geweldig baie hier. Hy het gebid, Here, ek vra dat U my sal help om te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Om my te help om te verander, die dapperheid te hê om te verander dit wat ek kan, en die wysheid om die verskil te ken. En dis 'n fyn balans wat 'n paartjie moet handhaaf. Wat is dit wat ek kan doen en kan opgee ter wille van die verhouding?
En wanneer is die punt wat ek myself prys gee daarin? En daarin het elke paartjie daardie konflik intimiteit nodig om dit uiteindelik te kan oplos en te kan aangaan met hulle lewe. Die volgende is seksuele intimiteit. Soos ek net nou gesê het, ek hou meer van die woord romantiese intimiteit, want ons romantiese intimiteit is breër as dit. 'n Mens kan jare getroud wees en net die aanraking van 'n mens se hand aan mekaar kan so diep betekenisvol wees. Om mekaar vas te hou. 'n Bietjie langer vas te hou as wat jy sommer net iemand groet by die kerk of by die koffieshop. Om 'n oomblik in mekaar se oë te kan kyk. Somtyds doen ek huweliksberading met 'n paartjie wat 28 jaar getroud is. En na daardie gesprek sê hulle, dis die langste wat ons in mekaar se oë gekyk het, seker vir 27 jaar. Hierdie vermoë van romantiese intimiteit is om op die ander persoon gefokus te wees. Om die verhouding opwindend te hou. Om nie net gewoon te raak nie. Dink terug aan die eerste keer toe julle mekaar ontmoet het. En daar's maniere ook waar paartjies ook hierdie romantiese energie en seksuele energie tussen mekaar kan behou om daaroor te praat, in antisipasie te leef. Want ek onthou Yvonne Retief het op 'n stadium gesê, ons het eintlik lekker daar gelag toe sy sê, seksualiteit is 'n kindaktiwiteit. Jy weet, en almal van ons wat by die jeug werk sê, wow net. Maar wat bedoel sy daarmee? Dis deel van ons kind-ego-staat. Dis nie so deel van die plig van die lewe nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar in die huwelik, maar romantiese intimiteit gaan oor die speelsheid ook, wat daar in 'n verhouding is. Die lig en die goed en die koneksie, ook op daardie mees intieme ruimte wat jy met niemand anders op die hele planeet deel nie. Hoe spesiaal is dit, om dit met daai persoon te kan deel? Selfs in ons land en ons wêreld waar seks eintlik op die markplein is dit steeds 'n tema waaroor mense, veral in 'n ordentlike gesprek of in 'n sinvolle gesprek, steeds moeilik oor praat. So baie keer groot geword met die seksuele taboes, om nie daaroor te praat nie. Maar wanneer paartjies dit reg kry om ook oor hulle romantiese intimiteit te praat, oor wat vir hulle aangenaam is, en wat die lewe interessant maak en die huwelik interessant maak, dan is dit goed. Ek wil self sê, paartjies wat mekaar pas leer ken het, en waar seksuele intimiteit nie ter sprake is nie, praat 'n mens wel van romantiese intimiteit, en daardie koneksie van hand vashou, of 'n drukkie gee, en dies meer. En dan godsdienstige intimiteit. Dis die vermoë van 'n paartjie om saam te aanbid, saam te kan bid, saam Bybel te kan lees, huisgodsdienst te hou, saam kerk toe te gaan. Maar meer as dit, om 'n gesprek oor wie ons is en ons as 'n paartjie is, in God se teenwoordigheid te kan voer. Om daaroor te praat, oor die moeilike tye. Daar was tye in my en my vrou se lewe wat dit regtig moeilik was. En dan was dit een van die dinge wat ons die meeste gehelp het. Om met mekaar te kon praat en vra, wat is God se wil vir ons lewe hier? En dit was wat ons gered het in daardie moeilike oomblikke. Godsdienstige intimiteit word apart beskryf deur Daniel Louw en natuurlik is dit goed so. Maar godsdienstige intimiteit vorm eintlik die middelpunt wat al die ander intimiteite vul. Soos byvoorbeeld wanneer 'n mens emosioneel verkeer, mekaar luister, is dit omdat God ons geskaap het as emosionele mense. Of as ons byvoorbeeld ontspan om die goeie skepping van God te geniet. Of wanneer ons konflik het, te weet dat al sou ek hoe kwaad word, is daar 'n etiese optrede waartoe ek my verbind as 'n gelowige en om in daardie grense te bly. Daniel Louw vra uiteindelik die vraag, maar waarheen is ons op pad met ons huwelik? En as jy dit kan voorstel op 'n grafiek, is dit 'n dalende grafiek? Of, dis goed genoeg grafiek? Of is ons besig om te groei in ons huwelik? En daardie groei beteken dat die kurwe so kan gaan. Maar deur die genade van die Here is ons besig om te groei, te verdiep in ons verhouding. Want 'n gestagneerde verhouding of 'n dalende verhouding is nie 'n lekker plek om te wees nie. Die lewe verloor sy vreugde en dit word 'n verpligting. Wanneer ons dit kan regkry om met die lense van al hierdie soorte intimiteit werklik weer ons verhouding as 'n interessante tema te kan oopmaak en sê, hoe dink jy hieroor? Hoe dink ek daaroor? Dan word dit eintlik instrumente in ons hand om weer opnuut te praat
oor ons huwelik en ons verhouding. In Kolossense 3 vers 12 tot 17 vind ons as ware 'n nuwe visie vir ons lewe. Paulus praat nie spesifiek oor die huwelik nie, hy praat oor alle verhoudings. Maar natuurlik, soos dit vir alle verhoudings van toepassing is, ook op die huwelik. Kom ons luister saam, wat sê die woord van die Here. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, identiteit. Beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Is dit nie aangrypende woorde nie? Verdra mekaar, en as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Maar beklee julle, behalwe al hierdie dinge, met liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle daartoe geroep. En wees dankbaar. Hoeveel sê ons dankie vir mekaar? Hoe dikwels leef ons met die bewussyn hoe ongelooflik bevoorreg ons het vir alles wat ons, hoe bevoorreg ons is en dankbaar ons is vir alles wat ons het. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid en deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Intimiteit is die vermoë om in die teenwoordigheid van God jouself eerlik en kwesbaar aan iemand anders bekend te maak en hulle aan jou, terwyl daar wedersyds veiligheid, vertroue en wederkerigheid bestaan. Mag die Here ons help om in liefde so wyd te verstaan, soos in elkeen van hierdie lense op intimiteit. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Hemelvader, ons bid vandag saam vir elke verhouding wat daar is. U ken ons striwelinge en ons worstelinge. U weet hoe moedeloos ons soms raak, magteloos. U ken verhoudings wat op 'n dalende grafiek is, 'n dalende traject. Die pyn wat dit bring, die diskonneksie, die verlange en teleurstelling. Maar ons bid, Here, dat U wat vir ons lewe gegee het, weer lewe sal inblaas in ons verhoudings. Vir diegene wat mekaar pas ontmoet het en op 'n hoogtepunt van hulle lewenspad staan. En diegene wat al baie jare getroud is, wat dalk opnuut weer daardie vreugde ontdek het. En almal tussenin wat nog worstel om mekaar opnuut weer te vind langs die pad. Ons bid vir mekaar, dat U ons sal help om 'n verhouding te hê soos U dit wil. Gee, Here, dat in die heilige ruimte van intimiteit, dat ons met eerbied, met respek, met deugdelikheid, sal doen wat U van ons vra, om die mens wat hulle self vir my oopgestel het, lief te hê en te respekteer, vir die enorme gawe wat ek daarin ontvang. Help ons, Here, elke tree van hierdie pad. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.